'n bandit beast. So ons het nou hierso net letterlik aan 'n ander ene maar op Die steroids. masjien kan ook gecontamineerde materiaal hanteer. So as jy nou boorde uithaal en daar's 'n bietjie draad in of jy haal wingerd uit en daar's draad in, dan kan die masjien dit hanteer. Hy het selfs 'n magneet op die konveier wat dit vir jou die staal skei van die hout. As jy vrugteboorde opmaal met die masjien, dan haal jy dit wortels en al uit. So jy het glad nie 'n saag nodig nie. Jy skep die boord met 'n graafmasjien uit. Jy gooi dit op windrye en jy vat meganiese toerusting en jy gooi dit in hierdie masjien in en hy maal dit vir jou op. Gaan ons 'n bietjie deur sy pyses druk. Dis reg, so ek gaan gou 2 kleiner stompe deurgaan en dan gaan ons die belde losmaak op die groter stomp en dit deursit. Hoe dink is die dikste stompe wat die ding kan hanteer? Choppie, soos die masjien nou hier staan, so 400 mm, as ons hom reg toerus om bome te verwerk tot 1.1 meter in deursnee. Dit wat onder daai wiel kan ingaan, Ja, dis wat jy daar kan insit. basically dit wat nou onder daai drom daar kan ingaan, dit is wat jy kan chop. Ja, so as die regte tegnologie of die regte tande op daai masjien gesit is, dan kan jy vir wat ook al daai opening is, dis wat jy daar kan insit. Verduidelik ons net gou vinnig daai, noem dit dan maar die Malstrooier. malstrooier wat jy het om goed op die bankies te kry. Choppie, so een van die uitdagings rondom mulch is, dis 'n baie ongekontroleerde materiaal. Ek wil sommer vir die interessantheid vir jou wys, goed wat tipies in mulch beland is 'n paar klippe. So, baie mense vat konvensionele strooiers en probeer dit aanpas om mulch te strooi. Hierso het ons andersom gedink. Ons het gesê, hoe lyk die strooier wat ideaal is om mulch te strooi? Ons het die masjiene in 2014 begin bou, ons is 12 jaar met hulle aan die gang. Hierdie is ons 5de generasie strooier. En van ons ouer strooiers in ons kontrakteursvloot doen so tussen 30 en 35.000 vragte 'n jaar wat ons met hulle doen.